broers en susters, waarlik welkom vanmôre by die erediens. Mag die Here ook weer sy Gees self teenwoordig wees. Kom ons staan ons asseblief vir die spreek van die groet en ook die lofsang. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Gesang 42 vers 1 en 2. Selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag bly gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin
'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, die woord van die Here leer ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons het ons lewens getoets aan die wet van die Here, kom ons bely nou ons skuld dan ook met die sing van Gesang 69 vers 2 en 3. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word sonder dat ons het verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing in Jesus Christus. Kom ons bely nou saam ons geloof in die Here Jesus Christus, saam in die kerk van al die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het aan die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig nou ons geloof, broers en susters, met die sing van Gesang 299 vers 1 en 2. Amen.
broers en susters, die meeste van ons môre hier teenwoordig, dalk waarskynlik nog elkeen van ons, het dalk op 'n stadium in ons lewe onsself al verloor. En as ek sê self al verloor, dan bedoel ek daarmee, ons het oorboord gegaan met iets. Het sy in ons woorde of in ons dade. Ons kom soms in situasies, miskien in 'n gesprek of iets van die aard, waar daar ongelukkigheid of onenigheid oor 'n saak is of iets van die aard, en ons sê dinge wat ons dalk nie moes gesê het. Soms doen ons dinge wat ons agterna vir onsself sê, ons dalk ook nie moes gedoen het. Dit is maar die sondige natuur van die mens hier binne. Daardie geneigtheid wat ons as sondaar mens het, om ook maar die verkeerde dinge op die verkeerde tye te sê, die verkeerde dinge te doen. En partykeer agterna, soms selfs sekondes agterna, partykeer 'n uur of 'n dag daarna, kom ons tot die besef en ons sê vir onsself, ek moes dit dalk maar nie gesê het nie. Ek moes dit dalk maar nie gedoen het. Ek het beheer oor myself verloor. En dit gebeur nogal met die mens. Ons verloor beheer oor ons emosies. Ons verloor beheer oor ons gedagtes, oor wat ons sê en doen. Wat ons moet onthou, broers en susters, wanneer dit gebeur, wanneer ons selfbeheersing verloor, dan is dit gewoonlik elke maal nie net ek, die mens, wat my eie menswees, my eie beeld, wat ek het skade doen nie. Ek doen elke maal ook die Christendom skade. Dan weet u, daar waar u en ek werk en lewe in die wêreld daar buite, daar waar ons onsself ook al bietjie verloor het by tye, is daar mense wat baie maklik sê, en dis 'n Christenmens, né? Dis so 'n Christen praat, dis so 'n Christen lyk, dis so 'n Christen optree. Dis dan wanneer ons selfbeheer verloor. Môre wil ek in die prediking kyk, broers en susters, kortliks juis na hierdie saak van selfbeheersing. Die apostel Paulus noem dit as een van die gawes, een van die vrugte van die Gees. In ander woorde, ons moet, wanneer jy onder leiding en beheer van die Heilige Gees van God is, moet ons probeer in alle koste om onsself te alle tye te beheer. Voor ek 'n gedeelte vir ons lees uit 1 Petrus 2, die Engelse uitdrukking wat sê, it's a tall order. Dit is nie altyd maklik om onder alle omstandighede selfbeheersing toe te pas. Kom ons lees vanmôre, broers en susters, in 2 Petrus hoofstuk 1. Ons lees die eerste 15 verse daarvan, 2 Petrus 1, vers 1 tot 15. By die eerste 2 verse is daar die opskrif en seëngroet, en dan net voor vers 3 staan daar vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. Hier sê hulle al klaar vir ons iets oor wat Petrus in hierdie klomp verse wil sê. Dis 'n vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. In ander woorde, om daardie vrugte van die Gees in ons lewens na regte werklik uit te leef. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons gekry het, deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker Jesus Christus.
vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom moet ook julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat julle dit nie ledig onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang en in die ewige koninkryk van ons Here Jesus en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus het ook aan my bekend gemaak. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my ingaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Tot sover. Skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit so in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding, U as die Almagtige, die Skepper en die Onderhouder. U wat oor alles beskik, Here, en oor alles besluit. Voor U kom ons môre en buig ons in nietigheid en in ons sondigheid, in ons kleinheid, in ons afhanklikheid van U. U is ver bo ons verhewe, o Here. Ons is nietig en sondig en klein en daarom raak ons stil in U teenwoordigheid. Ons kom, Here, om van U af te smeek. Spreek, Here, aan U diensknegte luister. Ons bid en vra, Vader, dat U deur die Gees self in elkeen van ons hart U teenwoordig sal wees. Dat U Gees dit in ons en om ons stil maak, o Here, sodat ons kan luister en kan hoor en kan inneem, sodat ons dit ook in die wêreld daar buite kan gaan uitleef. Ons bid vir U kerk, Here, reg oor die wêreld heen. Oral waar U woord op hierdie dag verkondig word. Ons bid dat U kerk, Here, sal bly by die waarheid van U woord. Nie sal toegee aan die versoekinge en die dinge van die wêreld en soos die mens dit wil hê of soos die mens dit wil hoor nie. Maar dat U kerk sal preek, Here, sal verkondig dit wat U in U woord aan ons openbaar. Oor die wêreld heen, Here, is daar druk wat toeneem op die Christelike kerk, op die woord. En ons bid juist dan ook vir krag en geloof en versterking van geloof, Here, sodat ons in hierdie moeilike tye kan staande bly. Ons bid vir daar, Here, waar Christengelowiges vervolg word ter wille van hulle geloof. Dat julle naby sal wees, o Here, en dat julle aan die krag en die geloof sal skenk om aan U getrou te bly. Ons bid vir hierdie gemeente, Here.
dat ons waarlik instrumente in U hande sal wees, hier waar ons woon en waar U ons op gemeente geroep het. Dat U sal gee, Here, dat ons ook in hierdie omgewing en hierdie gemeenskap 'n lig sal wees en sout sal wees. Dat ons sal besef, o Here, dat die mense om daar buite ook na ons kyk, met kritiese oë, en dat U ons daarom sal lei daarin, Here, om waarlik U kinders te wees in woord en daad. Ons dank U vir al die seëninge wat oor ons uitstort, o Vader. Ons dank U vir dit wat ons elke dag uit U hand ontvang, so onverdien. Ons bid, Here, vir hierdie moeilike tye waarin ons verkeer. Moeilike tye waaronder ons moet werk. Ons dink in die besonder ook, o Vader, aan ons broedery gemeenskap. Here, wat beproef word, wat nie die nodige ondersteuning van die owerhede ontvang nie, o Vader, om ook huis en hart te beskerm nie. Dat U ook met hulle sal wees, o Vader, die hand van beskerming oor hulle uitgestrek sal hou, en hulle die wysheid en die insig sal gee, om ook so op te tree, Here, dat dit altyd tot U eer en verheerliking sal strek. Ons bid vir elkeen, o Vader, wat bedreig voel, wat hartseer is, wat siek is, wat moedeloos is, wat probleme by die werk ervaar, of by die huis, of waar ook al, o Vader, wat tot U uitroep in hoop en geloof, dat daar uitkoms sal wees, dat U op U tyd, o Vader, op die manier wat U weet die beste en die regte is, ook daar uitkoms sal gee. Hoor ons in hierdie oggend hier, o Vader, as ons dan nou tot U naam, en gee dat ons hierdie woord wat U tot ons spreek, sal inneem en daarvan sal leer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, uit Gesang 4 vers 1 en 3. Gesang 4 vers 1 en 3. Broers en susters, in die 6de vers van die geleesde gedeelte sê die apostel Petrus, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. Môre konsentreer ons daardie een aspek wat die apostel Petrus hier uitlig ook, naamlik die van selfbeheersing. Broers en susters, die apostel Petrus leef ook in 'n moeilike tyd, 'n uitdagende tyd. 'n Tyd wat veroorsaak het dat Christene, onthou dit was maar in daardie tyd, almal wat tot die Christendom bekeer het, tot die Here Jesus Christus bekeer het, was met ander woorde maar nuut in die geloof. Hulle kom uit 'n omgewing, uit 'n agtergrond van afvalligheid, van sondigheid, van losbandigheid, en noem dit maar op. Hulle kom uit 'n agtergrond van die Joodse geloof en so meer. En as gevolg van al die druk en die vervolging wat plaasgevind het Christene dit soms moeilik gevind om getrou te bly
in die geloof. Dit ook maar geborstel met al die normale dinge soos een ek ook van dag tot dag. Die apostel Petrus wil hierdie mense bemoedig om te volhard. Want ja, van hulle het ook maar tot struikeling gekom. Dan skryf Petrus in die 3de en die 4de, die 5de verse, hy sê, God het ons geroep en gekies om aan hom te behoort. Hy het ons geroep en gekies en ons toegerus met alles wat nodig is om al die aanslae teen te staan, sodat ons nie tot 'n val kom. En hy sê, as ons in geloof volhard, as ons die dinge doen wat hy vir ons in die res van hierdie brief skryf, hy sê, dan sal ons nie tot struikeling kom nie. Ons sal volhard, ons sal uit regopstaande kan bly in die geloof. Maar, as die Petrus ook hier, dis nie baie maklik nie. Want Petrus ken ook maar die mens en was self 'n mens. Die sondige natuur van die mens, daardie geneigtheid is altyd maar na die verkeerde toe. Om toe te gee aan die verkeerde. En daarom skryf Petrus hier in hierdie 15 verse wat ons maar gelees het, sê hy as dit ware 3 keer. Hy sê, ek sal julle voortdurend herinner aan dit wat ek nou vir julle sê. Hy sê, selfs as ek nie meer hier is nie, want my einde is naby, sal ek toesien dat dit vir julle tot gedagtenis kan bly. Hy gebruik 2 keer die woord herinnering en 1 keer die woord gedagtenis. So, u hoor wat Petrus beklemtoon, en ons wil nie noodwendig altyd dieselfde goed oor en oor hoor nie. Maar Petrus sê, die sondige geneigtheid van die mens is ons so aan, dat het goed en reg is om mekaar maar voortdurend te herinner aan die regte dinge. Te herinner aan hoe ons behoort te lewe, hoe ons moet staande bly in die geloof. Dan sê hy in hierdie 15 verse 3 keer, ek sal dit voortdurend vir julle bring, oproep tot herinnering, dat julle hoor wat die Here God van ons verwag. Hy het ons uitgeroep, sê hy het ons uitverkies om aan hom te behoort, en ook om in hierdie wêreld 'n getuienis te leef. Sodat die wêreld, as hulle na ons kyk, kan sien dat ons inderdaad kinders van God is. As ons kyk na hierdie lysie wat Petrus hier noem, die een ding wat lei tot die volgende, as hy sê, julle moet by die deug, by die geloof die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en dan gaan hy so aan, staan selfbeheersing basies sentraal, wanneer hy julle so opnoem. My geleerde sê, dit is omdat selfbeheersing so ongelooflike belangrike saak is amper 'n pilaar vir al hierdie ander dinge. Want jy kan die geloof hê, en jy kan die kennis hê, en jy kan die lydsaamheid hê, en noem op al die mooi dinge wat Petrus hierna verwys. Maar as jy as gelowige nie selfbeheersing kan toepas, kom daarop neer, sê Petrus, dan trek jy eintlik 'n streep deur al hierdie ander wonderlike eienskappe waarvoor jy wel uit genade van bo beskik. Maar jy maak dit as dit ware ongedaan. Dis hoekom Petrus pleit vir hierdie saak ook van selfbeheersing. Ons is uitgeroep, ons is gekies, hy het klem daarop deur die Here God, om 'n lig te wees in die wêreld en sout vir die aarde. Maar nou lê hy ook klem daarop, dat juis omdat die wêreld na ons kyk, moet ons weet dat wanneer ons daardie selfbeheersing verloor, dit ook nadelig is vir die geloof, vir die kerk van Christus, vir die Christendom in Nigeria. Want ek het nie al self gehoor ook, soos ek in ter inleiding ook gesê het, dat by sekere geleenthede iemand sê, hy is 'n Christen, hy is 'n ouderling of 'n diaken in die kerk, hy is 'n lidmaat by daai kerk, en noem dit maar op. Dat mense soms hulle koppe in ongeloof skud om te sê, maar waar is die
selfbeheersing. En dis wanneer ons selfbeheersing verloor, wanneer ons die verkeerde dinge sê, wanneer ons die verkeerde dinge doen, het beheer oor jouself verloor. Wat beteken hierdie woord, die selfbeheersing, as ons kyk na die Grieks? Hierdie woordjie kom net 4 keer in die Nuwe Testament voor, wat hier gebruik word, en wat Paulus ook gebruik as vrugte van die Gees, die selfbeheersing. Maar dit is 'n sterk woord, dit is 'n sterk Griekse woord. Dit is 'n woord wat bedoel is om 'n saak baie duidelik te maak, om klem te lê op 'n sekere ding. En om selfbeheersing toe te pas, kom dit eintlik daarop neer om uitermate, en ja, in die Engels, as jy hom direk uit Grieks uit vertaal, kom dit eintlik daarop neer, uitermate en meesterlik beheer te hê oor iets. Uitermate en meesterlik beheer te hê oor iets. Binne die geloofskonteks kom dit daarop neer, jy as gelowige, as mens, met ander woorde, uitermate beheer hê oor jou emosies, uitermate beheer uitoefen oor jou denk, uitermate beheer uitoefen oor jou woorde en jou dade. En weet jy, soms word 'n mens maar beproef is. Soms word ons baie beproef. Paulus waarsku juis in 1 Korintiërs, sê Paulus weer vir ons. Hy sê jou duiwel kyk waar ons selfbeheersing verloor, en hy gebruik dit. Jou duiwel wag vir 'n gaping waarin ek ons sondige natuur die vrye teels gee, en ons sê dinge en ons doen dinge wat ons nie behoort te sê of te doen nie. En hy buig dit uit. Waarsku Paulus daar in sy eerste brief aan die Korintiërs. Wees bedag daarop, want die duiwel wag net tot daar die selfbeheersing verlore gaan, en dan lei hy ons verder in die versoeking. Om die duiwel teen te staan, sê die apostel Paulus daar, moet ons juis selfbeheersing toepas. Petrus sê in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hy sê ons moet ons geloof versterk. As ons wil staande bly in die aanslae van die wêreld en die versoekinge en dinge, moet ons geloof versterk. En dan noem hy al hierdie dinge in vers 5 en 6, die een ding wat op die volgende lei. En so ons onsself moet versterk, om daar die selfbeheersing te kan uitoefen, want ja, inderdaad, broers en susters, in ons tyd, word ons beproef en getoets, uitermate, tot die uiterste toe. Dis die waarheid. En juist daarom het ons tot die uiterste toe iets so selfbeheersing nodig. Die ou mense het 'n ding gehad, hulle het gesê, en dis wat met selfbeheersing bedoel word. Tel tot 10. Voor jy iets sê, voor jy iets doen, dink eers. Tel tot 10. En die bedoeling daarvan is, in daardie paar sekondes moet jy beheer neem van jou emosies, voor jy verkeerde ding sê en doen. Maar weet jy, ek dink ek kan ook getuig, dat die 1 tot 10 werk nie noodwendig altyd. Al probeer 'n mens. Jou mense het 'n ander sê ding gehad. En dit is vir my nogal 'n belangrike een, en dit werk. Dis een wat werk, as mens op net toepas. Hulle het gesê, gaan slaap eers stapel. Iemand vir jou iets sê, iemand aan jou iets doen, moenie onmiddellik altyd dadelik reageer nie, want dis meestal dan uit 'n emosionele oomblik wat jy reageer, nie uit jou brein uit, nie met jou nigter denke nie. So dis baie goed, hulle sê, gaan slaap eers stapel. Môreoggend voel jy beter, en weet jy dis die waarheid. Volgende oggend kyk jy elke maal heeltemal anders na 'n saak, as waar jy op 'n oomblik emosioneel reageer het onmiddellik, en dan voel jy altyd sleg agterna. Dis die
selfbeheersing waarvan Petrus hier praat. Dis die selfbeheersing wat hy bepleit waaroor ons as Christenmense moet beskik. Die probleem is elke maal, broers en susters, dat ons hoor iets en dit gaan met die een oor in en dit gaan met die ander oor uit. Dis hoekom Petrus dit hier beklemtoon 3 keer wat hy sê, ek gaan julle voortdurend herinner dat julle dit in gedagtenis sal hou sy. So Petrus ken die swakheid van die mens. Dis hoekom hy sê, ek gaan dit herhaal en herhaal dat dit inslag vind. Die bedoeling daarvan is ook, broers en susters, ek moet gaan sit en ons self ondersoek. Ons moet gaan sit en ons moet gaan nadink. Ons moet as ons môre by die huis kom vir onsself die vraag vra, hoe lyk my selfbeheersing om beheer te neem van my eie emosies, van my eie denke, van my eie woorde en dade? Hoe lyk dit, of is dit dalk afwesig? Die bedoeling is dan juis dat ons moet dit eerstens, noem het maar, ontdek, want in eie boesem steek, tot die oortuiging kom, ek is skuldig, ek het 'n probleem in hierdie opsig, ek is dalk minder skuldig daar, maar dalk meer skuldig hier, en ek moet dit oordink, en ek moet vir myself sê, ek het 'n probleem, en dan moet ek ergens maak daarmee, dan moet ek vir die Here God vra, help my daarmee, dan bid ek daaroor, dan vra ek vir krag en leiding, dan vra ek vir selfbeheersing, dat die Here my sal help, dat ek sal dink voor ek iets sê of doen. Dan maak ons ergens met geloof. Petrus sê, jy sê, die manier om staande te bly teen die versoekinge en die uitdagings van die lewe, sê hy in vers 4 en 5, is om ons geloof te verryk. Wat beteken dit om geloof te verryk? Hier verduidelik hy dit in vers 5, 6 en 7. Om geloof te verryk, moet ek gaan al hierdie dinge wat hy hier noem, al hierdie aspekte wat die een tot die ander lei, moet ek oordink. Jy weet, by die Bybelstudie het ek nou al 'n paar keer daar klem gelê, dat ons nie net moet lees en ons lees maar aan. Ons moet nou regte vers eers, as ons iets lees, moet ons eers vra, wat sê dit vir my? Wat sê hierdie teks vir my, terwyl ek hom nou hier lees? Wat wil dit vir my sê? Wat moet ek daaruit haal? Want weet jy, as ons net Bybel lees, sonder om hierdie vrae te vra, dan kan ek nou maar vir jy sê, dan gaan dit ook nie vir jou beteken. Ek moet bemoeienis maak met die woord van God. Ek moet dit oordink. Ek moet dit ernstig opneem. As Petrus vir ons sê, ons moet ons geloof versterk, ons moet selfbeheersing toepas. En ek stap hier uit, moet ek nie daar buite gaan sê, ja, die Rome het hulle vanmôre gekap nie, maar nie vir my nie, vir julle. Ek het so 'n persoon vroeger jare in die familie gehad, wat al oorlede is, wat verskriklik lief was daarvoor om, as 'n mens in die kerk uitkom te sê, ja, die dominee het julle geroer vanmôre, in alle erns, nooit net 'n gespot nie, dit sluit my in, nee. Daai persoon was nooit verkeerd, daai persoon kon nooit sy eie foute ontdek en bely en tot die Here bid en vra, help my daarmee, en hy's 'n ongelukkige mens in sy hart oorlede, hartseer gevoel. Daarom moet ek erns maak met dit wat die apostel Petrus vir ons hier sê oor die saak van selfbeheersing. Ek wil een voorbeeld gebruik net as samevatting, afsluiting oor hierdie onderwerp. Een voorbeeld wat vir my nogal bietjie op 'n manier hartseer is, op 'n manier treffend is. Jy weet, ons ou voorouers as opregte, diep gelowige mens. Hulle geloof was vir hulle alles. Toe kom die Engelse en hulle wil ons land en ons minerale vat, het oor Paul gesê, en die boere maak oorlog. En daar sê Engelsman, hy was 'n Sir Arthur Conan Doyle, jy het dalk sy goed gelees, wat hy oor die boere geskryf het.
En ek het so 'n stuk wat ek geraam het, hy moet nog daar iewers wees, wat die Suid-Afrika in Doyle geskryf het. Maar hy het nie net daardie ode aan die boere Afrikaner geskryf, en hy het 'n klomp ander goed ook geskryf, maar hy het gesê, as hy aan die boer dink, sien hy iemand met sy geweer in die een hand en sy Bybel in die ander hand. En dis nog altyd vir my wonderlik en treffend. Dis hoe die wêreld van daardie tyd na ons voorouers gekyk het. Met 'n geweer in die een hand, want hy het geveg vir sy kinders en sy vrou en sy nageslag in die land wat die Here vir hom gegee het. En hy het gebid, sy geloof was hy alles. Ons voorouers het kerke gebou, ons weet, of voor hulle 'n huis gebou in 'n dorp as die kerk gebou. En weet jy, ek lees dit nou ander dag so 'n bietjie terug op sosiale media, toe die 'n stuk wat die Sir Edward Afrikaner in Doyle geskryf het, bespreek word. Toe sê iemand heel ironies, ja, en hoe word vandag se boere Afrikaner gekenmerk? Sê die ou, die braaipan in die een hand en die dier in die ander hand. Dis nie 'n sonde nie. Dis nie verkeerd nie. Om lekker te braai en 'n biertjie te drink is niks nie verkeerd nie. Maar waar kom die verkeerd in? Wanneer ek selfbeheersing verloor. Dis hoekom dit so belangrik is. Wanneer ek myself verloor, wanneer ek beheer oor myself verloor, daar kom die probleem. Maar dit is eintlik vir my so skokkend, terwyl ek self, soos ek nou nog gesê het, niks fout mee vind met ou, braai dan in die een hand en 'n bier in die ander hand, niks, maar tog, skokkend om te dink, dis hoe die wêreld vandag, as hulle die Afrikaner moet beskryf, vir ons sien. Dis die prentjie wat hulle van ons het. Mag die Here gee, broers en susters, dat ons met daardie gawes wat die Here God vir ons gegee het, Petrus begin, hy sê, God het dit vir ons gegee, gawe van geloof uit sy hand uit. Al die ander gawes, mag hy ons daarmee verryk, sodat jy en ek, daar waar ons woon en werk, daar waar ons kuier, maak nie saak waar ons is, of vakansie hou, of op my plaas is, dat ek altyd hierdie belangrike gawe van selfbeheersing sal toepas. Weet jy hoeveel sal dit verander in ons onmiddellike omgewing, in my huis, in my werk, oor reg deur ons volk. As ons daarop kan slaag om selfbeheersing toe te pas, sal minder lelike goed gesê word, minder lelike goed gedoen word. Mag die Here gee dat ons dan ook, as ons hieruit van vanmôre erns maak met hierdie belangrike saak van selfbeheersing, sodat u en ek die wêreld in ons lewens kan sien dat ons deur God geroep en gekies is om sy kinders hier te wees. Amen. Ons sal aan die einde van die diens die offergawes op die deure opneem. Broers en susters, kom ons dank nou saam. Driemaal heilige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons môre tot U kan nader in die gebed. Here, dat ons nou ook ons skuld voor U beween, want ons staan skuldig, o Vader. Op verskillende maniere verloor ons telke male beheer oor onsself. Nie net wanneer ons kuier nie, o Vader, maar ook wanneer ons in gesprekke verkeer, soms in argumente beland. Dat ons nie omgee wat ons sê nie, wat ons doen nie. Dat ons nie omgee of dit teenstrydig is met die woord en wat U van ons vra nie. Waarom doen ons so afbreek, o Here, aan die beeld van die Christendom? En ons bid en vra dat U ons sal help, Here, ons sal sterk maak deur U Gees, ons sal lei in die waarheid, sodat ons getrou sal bly aan U woord, sodat ons sal stryd teen die verkeerdheid in ons, sodat ons beheer sal uitoefen
o Here, oor ons emosies, oor ons denke, oor ons woorde, oor ons dade. Maar ons erken en belyf maar op U, o Vader, dat ons nietig en swak is. Daarom bid ons en pleit ons dat U ons die krag sal gee, sodat ons kan volhard in die geloof en ons geloof kan verryk, sodat ons kan vasstaan om 'n lig in hierdie donker wêreld te wees en sout vir die aarde. Ons bid en vra dat U met ons sal wees in hierdie nuwe week wat voor lê, Here. Soveel mense wat nou op die paaie gaan, waar die skoolvakansie tot 'n einde gekom het, Here. Al ons vra dat U kinders veilig by die huis sal bring, nuwe krag sal gee, Here, dat ons hierdie volgende kwartaal met nuwe ywer sal aanpak. En sodat ons in alles, o Here, instrumente in U hande sal wees. U belus bring ons op volgende Sondag weer hier mekaar. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, is Psalm 276, verse 2 en 3. Ons let mooi op die woorde wat ons daar sing, Psalm 276, vers 2 en 3 ten slotte. Amen. Baie dankie broers en susters, net enkele afkondigings namens die kerkraad. Ons vra net weer voorbidding vir die volgende lidmate. Voorbidding Henny Koen wat nog in die hospitaal is, die Bybelskool, sy suster kanker het, suster Long Egenaar ook bloedkanker het, suster Elwie Potgieter wat self kanker het, Lorraine de Tooi wat dialyse tuis ontvang, en broer Henny Skols wat in die hospitaal is, en een van ons besoekende broers, broer Herklaas Strydom wat ook nog, al seker 3 weke, bietjie langer as 3 weke aan Bloemfontein in die hospitaal is. Suster Alta van den Heever wat operasie aan die hand ook in die afgelope week ondergaan het. En dan vra ons ook voorbidding vir ons boeregemeenskap. Ons sien so op die groep ook redelik gereeld wat geweldige uitdagings daar is om vandag 'n boer te wees. So susters Ekkel van Boer nou 'n paar gesê gaan weer iets sien. Dan jy nog op kom praat met my en sy dood terwyl ek studeer het. Maar vandag sê ek dankie Here dat ek nie maar gaan boer het nie, want ek wil nie vandag boer wees nie, met respek teenoor ons boere. Ek
haal my hoed vir hulle af om in hierdie moeilike omstandighede te kan produseer, te oorleef en hulle kry geen hulp van die regering nie. Inteendeel, hulle kry net die moeilike kant daarvan. So ons vroue voorbeding vir ons boerdery gemeenskap. Broers en susters, dan verjaarsdag die 19de Julie, Johan Strauss, dis vandag. Ja, dis vandag. Dan baie geluk. Johan, hoor jy my of net hierna? En dan staan die 12 Julie, Willem, moet dit dalk op 19 of 22 Julie dan wees. Suster Doreen Barkhuizen, is net 'n tikfoutjie dan. En die 23ste Julie, doopnutmaak SP Bam en ook broer Robbie Jordaan en ook doopnutmaak Mika Vermeulen. 24ste broer Cassie van Jaarsveld en die 25ste broer Willie van Sail Senior. Mag het julle almal 'n baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar wees. Broers en susters, en dan die Bybelstudie, ons gaan hierdie week net donderdagoggend begin met die Bybelstudie vir die susters. Die maandag aandgroep is so 'n week of wat voor en dis eintlik môre dan nog skoolvakansie, so ons gaan donderdag begin en eers volgende maandag dan vir die maandag aand Bybelstudie. Die verbondsonderrig hervat volgende Sondag na die erediens, soos gebruiklik. Daar's boodskappers, dis die tydskrif daar by die deure beskikbaar of een afloop van die erediens. Broers en susters, baie dankie dat u nog in hierdie vakansietyd, te midde van die koue, mense kan sien iets het bietjie gevang onder die gemeente vanmôre, ons glo maar as die koue, my Mechtel was op presies dieselfde, maar ek het begrip ook, baie van ons ouers sê, dis nou ons laaste Sondag, bietjie laat slaap voor die kinders weer elke Sondag onderrig moet wees, en dis die waarheid, so ons spring volgende Sondag met hernieude ywer weg wat die ouers ook betref. Broers en susters, dit is al wat die afkondigings betref. O ja, baie dankie aan ons besoekende oralis, ons aflosoralis, Elisabeth, wat vir ons uitgehelp het. Ons vertrou dat Rinda spoedig terug sal wees. Dit gaan maar baie op en af moet, maar ons vertrou dat sy eersdaags weer terug sal wees, maar nogmaals baie dankie ook daarvoor. Broers en susters, baie dankie, geniet die dag en gaan in vrede.